Vanaand gaan ons uit die woord van die Here lees, Psalm 122. Psalm 122 wat handel oor die plek van Dawid se blydskap. Daar's baie plekke wat vir Dawid 'n blydskap was. Daar's baie plekke waarin hy so 'n bietjie 'n go-to plek gehad het. 'n Plek waarin hy gevlug het wanneer dit nodig was. 'n Plek waarin hy die vrede gevind het, krag gevind het, wysheid gevind het. Deur hierdie man se lewe sien ons dis 'n man waar ons onduidelik opmerk as 'n hartsmens. En hy het baie keer op spesifieke plekke het hy sy hart gaan volmaak. Hy was 'n skaapwagter gewees. Hy was 'n man van die veld gewees. 'n eenvoudige jongeling wat homself daar in die veld gevind het. Maar hy was 'n beroemde gewees. Hy was 'n befaamde koning, die liefling koning van die volk. Die gewildste koning tot vandag toe, en hy het vir 40 jaar homself in 'n paleis gevind. En om daar in die paleis waar hy moes wees, sy werksaamhede en sy verantwoordelikhede nagekom, maar as 'n stadium van sy lewe waar hy moes gevlug het vir sy lewe. En in die wildernis by 'n spruit, daar het hy rus gevind. Ons sien hierdie man se lewe getuig van baie sulke plekke. Toe hy 'n jong man was daar 'n oomblik in sy lewe waar die slagveld die plek was, waar dit vir hom daardie belewenis was. En hy homself as 'n ou man kon herinner aan die oomblik toe hy daar by die slagveld was en 'n reus se kop afgekap het. Die keer toe hy 'n leeu gestoei het en bo uitgekom het. En keer op keer vind ons hierdie man het sulke plekke gehad wat hy kan onthou van, wat vir hom iets besonders was. En ek en jy kan ook hou van sulke plekke. Ons kan baie onthou van sulke gebeurtenisse, maar dan lees ons 'n ding in die woord van die Here in Psalm 122. In hierdie man se lewe ook nog 'n plek, wat vir hierdie man 'n verheuging was, vir hierdie man 'n plek van blydskap was, 'n plek van verkwikking was. En ek wil graag vir ons lees uit Psalm 122, en ons lees daar saam van die eerste vers af. Hy sê, ek was bly toe hulle my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. En ek wil net daar stop vir 'n oomblik, verskoon dit asseblief. Hierdie mense het een tempel gehad, hulle het een plek gehad van samekoms waarheen hulle moes gekom het, en dit was in Jerusalem stad, en van die hele Israel af het almal opgetrek na hierdie plek toe, om by daardie tempel te kan aanbid, of by daardie tent van samekoms toe die tent was, en dit was die plek van aanbidding gewees, waar hulle saam moes wees. Nou lees ons verder, hoe dat hierdie mense by daardie plek byeengekom het, en nou sê hy, hoe dit vir hom 'n blydskap is, om na hierdie plek toe op te gaan. Hy sê, want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem, mag hulle wat jou liefhet rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek. Vrede in jou. Terwille van die huis van die Here, onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Hierdie mense leef. En hulle gaan om in die lewe. En hulle is besig met baie verantwoordelikhede en baie dinge in die lewe. Maar in hierdie koning se hart is daar 'n opwekking van 'n plek waarin hy sy blydskap vind. En dis by die huis van die Here. Meer as die paleis is daar blydskap in die huis van die Here. Meer as die wildernis is daar blydskap in die huis van die Here. Meer as wat enige plek in sy hele lewe hom gebied het, is daar blydskap in sy gemoed, want hier is die huis van die Here waarin hy soveel kan put. En in ons terme was Dawid verbly gewees om kerk toe te gaan. Die plek wat ons die tempel noem, die plek wat ons die tent van samekoms sou noem. Dawid het 'n geleentheid gesoek om by hierdie plek te kon uitkom. Hy het 'n geleentheid gesoek om hom daar te kon bevind, want dit was vir hom lekker om daar te wees. En dis nou die een ding
waarvoor hy nie verskoning gesoek het nie. Hy het nie verskoning gesoek oor wanneer hy moet soontoe gaan nie, hy het 'n geleentheid gesoek om soontoe te kan gaan. En ons kan leer daaruit. Want baie maal is dit asof ons verskonings maak. Baie maal is dit asof ons verskoning soek, baie maal is dit asof ons nie mooi die blydskap uit dit uitput wat ons behoort te put in dit wat die Here vir ons kom bied nie. Maar Dawid het die waarde verstaan. Dawid se hart was verbly gewees oor hierdie gedagte, ek gaan op na die huis van die Here. Daar's 'n groter mag as my mag, daar's 'n groter bewind as my bewind, daar's 'n groter hand as my hand, en ek gaan om myself te onderwerp aan die groter hand oor my lewe. En Dawid het verstaan waarvan Paulus gepraat het, want Paulus kom praat ook oor hierdie gedagte. Hy sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 14, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Waar leer hy dit? By die huis van die Here. By die plek van saamkoms waar die woord van God die fokus is. Vers 15 sê, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dit was vir hom die doel, om na die huis van die Here te gaan, en gevul te word met die woord. Daardie woord wat vas is, daardie woord wat nooit leerig terugkeer nie, daardie woord wat lewens verander, wat mense kom nuut maak, wat mense kom reinig, wat regwys, wat weerlê, wat onderwys in die geregtigheid. 1 Timoteus 3 vers 15 sê, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. En toe ek hierdie woorde lees, het dit my so getref, dat daar 'n spesifieke manier is om jou te gedra in die huis van die Here. Dat daar iets is om na op te let vir jou en vir my, in ons gedragspatroon, in ons kultuur, in die manier wat ons omgaan in die huis van die Here. En ons kan so let op hierdie woorde, want dit is so relevant vir jou en vir my vandag, want ek herinner jy in die Ou Testament, as jy in die tempel ingestap het, nie op die manier wat God het van jou verwag nie, was jy dood uitgesleep gewees. So ek het 'n paar toue saamgebring, net vir ingeval. Nee, ek jok julle. Ek sal dit nooit doen nie. Nou Paulus se hart is dat die gemeente ook moet deel in hierdie selfde opgewondenheid. En hierdie selfde blydskap wat geput word uit die teenwoordigheid van die Here. Hierdie selfde opgewondenheid om saam te kan kom, saam te kan vergader. En so kan ek en jy ook leer uit daardie les uit. Ons kan dit diep in ons harte bære, dat ons hierdie ingesteldheid sal hê, om ook te deel in hierdie wonderlike blydskap. Ons het ook 'n plek van blydskap. Ons het ook 'n plek waar ons heen kan kom. Ons het ook 'n plek waar ons die aangesig van die Here saam kan kom soek. En wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan hê. So wat moet ek dan bring na die huis van die Here? Al Romeine 13 vers 8 sê vir ons baie mooi in die woord van die Here. Hy sê, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. So wat verwag die Here van jou en van my as ons kom na die huis van die Here toe, is bring liefde saam. Wat 'n liefde? Die liefde wat hy in ons harte kom uitstort. Daardie liefde vir mekaar, daardie liefde vir die saak, daardie liefde vir die woord, daardie liefde vir die Here. Ons moet kom met daardie liefde wat God in ons harte kom inplaas, kom inplant, en ons moet daardie liefde koester. Ons moet dit oppas in ons binneste, en ons moet daardie liefde moet ons laat aanwakker, want dis daardie liefde wat aan ons gemeente maak. As daardie liefde nie daar is vir die woord van die Here, vir die saak van die Here, en vir die kinders van die Here nie, dan is ons nie meer gemeente nie. As ons hierdie liefde nie meer het vir siele, en vir die saak van die Here nie, is ons gevaar groot. Paulus sê, as ek my eie woorde sou kan omsit, dat ons moet kom met hierdie liefde, want as jy kom met hierdie liefde, kan jy die wet van die Here volbring. Want dis die liefde waarmee hy vir ons gekom het, dis die liefde wat die groot verskil kom maak het. Efesiërs 5 vers 25 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Dis nou nie daai liefde nie. Hy sê, maar soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Dis hoe die liefde gedefinieer behoort te word.
Dis die liefde wat ek en jy moet bring na die huis van die Here toe. En as ons daardie liefde saam met ons hier indra, dan kan ons deel in hierdie blydskap. Want ons sal opgewonde wees. Ons sal nie kan wag vir die geleentheid nie, want dit is vir ons 'n belewenis om te deel in hierdie liefdestyd. Nie onrein liefde soos wat die wêreld wil bied nie, maar 'n rein liefde soos wat God kom werk in harte. Efesiërs 5 vers 26 sê om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Waar kry ons die waterbad deur die woord? Ons kom hier na toe week op week om 'n waterbad te kry deur die woord van die Here, sodat hy ons kan kom reinig bietjie vir bietjie, stukkie vir stukkie, dat hy ons kan kom heilig en kan afsonder vir die werk van die Here. En as die liefde in ons harte brand, dan sal ons gewillig wees, dan sal ons ywerig wees vir daardie vorming en daardie werk wat moet gedoen word in ons lewens. Jesus het so groot liefde gehad vir sy gemeente dat hy homself gegee het. Hy het so groot liefde gehad vir sy kudde dat hy homself gegee het. Jy het nou gehoor, as 'n lammetjie wat daar agter gemê het. Dis te pragtig mooi, né? Hoeveel liefde het ek en jy vir die kudde van die Here hier by die huis van die Here? Ons weet die liggaam van die Here Jesus is vir ons gebreek. Ons weet hy het 'n dure prys betaal. Dis die liefde wat hy vir ons kom gee het. Nou kom hy en hy kom stort sy liefde in jou en my hart. Hy het geen ander liefde as daardie liefde nie. En hoeveel is ek en jy bereid om te leef in daardie liefde? Ons moet ook soos die Here Jesus hierin kom met hierdie liefde wat harte kan verander. Ons moet ook soos Jesus hier kan inkom met hierdie liefde wat lewens kan kom nuut maak. Ons moet ook hier inkom met daardie liefde wat alles totaal kom verander, want hierdie liefde dring ons om aan te hou en nooit op te hou nie. Hierdie liefde maak ons begeerig om meer te deel daarin. Ons soek 'n geleentheid soos Dawid om te deel in die liefdestyd wat God ons voorgeroep het. So lief dat ons ook onsself kan gee. Hy het sy lewe afgelê. Hy het 'n mens geword. Hy het homself ontledig, die hemel verlaat. Hy het die smaad gedra, hy het die spot van mense verdra ter wille van die liefde. Wat is ek en jy bereid om te verdra ter wille van die liefde? En sy liefde het hom gedring vir die huis van God. En die eenvoud van die saak is dat die Here op so wonderlike wyse sy liefde kom bewys het vir elkeen wat sy liefde aanvaar, vir elkeen wat sy liefde my deel maak, vir elkeen wat sê dankie Here, ek aanvaar u liefde. Vir so iemand is daar die liefde daar, maar daar gaan 'n dag kom vir elkeen wat hierdie liefde nie gehuldig het nie, dat hierdie liefde gaan omsit in toorn. Daarom moet ons as kinders van die Here in die huis van die Here met oorgawe in hierdie liefde leef. In dankbaarheid. Want hoe goed is hy nie vir ons nie. Hoeveel seën bied hy nie vir ons nie. Hoeveel guns bied hy nie vir ons nie. Hoeveel geskenk hy nie vandag aan ons nie. En dink hoe dit die Here op 'n wonderlike wyse self sy liefde kom volbring. Deur dit in jou en my hart uit te stort en ons nooit daarvan beperk hoef te word nie. Wat 'n liefde is dit? Wel, die woord van die Here leer vir ons, dis daardie eerste liefde. Dis nie 'n afgewaterde liefde nie. Dis daardie eerste liefde wat die hart laat chocolates klop. Dis daardie eerste liefde wat nie maar net aangaan, ons gaan deur die emosies nie. Dis daardie liefde wat my dring en my dryf. Dis daardie liefde wat my hierdie gevoel in my diepste binneste gee om te wil en te ywer en te werk. Dis daardie liefde wat oorgegee word, soos wat hy sy lewe neergelê het en niks teruggehou het nie. Dis daardie liefde om diensbaar te wees. Dis die doel van die liefde, om ywerig te wees, om dit uit te leef. Ons kan nie sê ons het die liefde, maar ons weier om mekaar te bedien nie. Ons kan nie sê ons het die liefde wat ons harte uitgestort is, maar ons kan mekaar nie verdra nie. En die doel in die huis van die Here is dat hierdie liefde in ons uitgestort sal wees. En dat ons hierdie liefde in hierdie huis sal bring en dit onder mekaar heel eers sal kom leef. Kan ons die liefde van God hier in hierdie huis kom leef? Is dit vir ons moontlik om die liefde van God hier onder mekaar te leef? Want vriende, hoe gaan ons die wêreld daar buite kan bereik as ons mekaar nie eens kan verdra baie keer nie? Daarom moet die Here hierdie liefde in ons harte kom uitstort opnuut. Nie enige liefde nie, die eerste liefde, sodat ons daar kan kom om siele te kan bereik. God is nie roekeloos nie, vriende. Hy gaan nooit die wêreld aan ons toe vertrou as ons mekaar nie kan aanpas nie. Hoor my woorde vandag? Hierdie kan jy vat. Ek sal teken jy kom bank toe vat, ek beloof jou dit. God is nie roekeloos nie.
Hy gaan nie 'n verlore siel in ons toevertrou as ons die wat God vir ons gegee het nie kan oppas nie. Daarom moet ons in hierdie liefde groei. Want deur hierdie liefde kan ons geheilig word. Deur hierdie liefde kan ons afgesonder word. Kan ons eenkant geplaas word. Kan ons 'n eksklusiewe verhouding met hom hê en onder mekaar hê. Want hoe wonderlik is dit om in hierdie huis van die Here te wees, maar sonder hierdie liefde is daar baie min blydskap. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, kom stort hierdie liefde in ons harte uit vir mekaar, vir U woord, vir U saak, vir U werking, vir U huis. Sodat ons geheilig kan word, sodat ons gereinig kan word. Om gereinig te word beteken om skoon gemaak te wees, om vlekkeloos te wees, om onberispelik te wees, om onbesoedeld te kan wees, onbesmet, onaangeraak, verseël, afgesny, ingeënt. Dit beteken, daar's geen ander bron van invloed nie. Daar's geen ander bron van lewe nie. Dis net sy liefde wat in my invloei en hierdie liefde dring my al meer en al meer om gereinig te wil wees, om rein te wil wees, om onbesmet te wil wees. Dink aan die skepping, dit wat uit sy hand uit gekom het. Dag vir dag het hy die heelal geskep en die heelal wat uit sy hand uit gekom het, was daar nie 'n deeltjie daarvan wat onrein was nie. Die onreinheid het gekom na die sondeval. Die onreinheid het gekom na die mens aan daarin kom. En sonde het veroorsaak dat die kroon van God se skepping, wat veronderstel was om heilig en rein te wees, so besoedel en so vuil geword het. En ongelukkig, vriende, sit ons die kroon van die skepping binne in die huis van die Here. En het ons sy liefde nodig. Om ons te dring, om al meer en meer te streef na daardie reinheid en daardie heiligheid. So bring die liefde. Want as ons die liefde bring wat hy in ons harte uitstort, dan bring hy die reinheid. Dan bring hy die heiligheid. Jy sien, hoe meer jy lief is vir die woord van die Here, hoe meer kan God werk in jou lewe. Hoe meer ek lief is vir die stem van die Here, hoe meer kan God inwerk in my lewe. Hoe meer ek gehoorsaam is in die gebedslewe, hoe meer kan God inbou in my lewe in. En daarom moet ons die Here vertrou om hierdie liefde opnuut in ons harte te kom uitstort, sodat ons dit kan leef in hierdie huis en kan deel in daardie blydskap wat hy vir ons in gedagte het. Maar die tweede een wat ek graag wil uitwys, vind ons in vers 25 en vers 26 van Hebreërs. Vir Hebreërs 10. Hy sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Die gedagte wat hier voorkom, vind ons dat hy baie duidelik omwys, dat daar 'n afsondering is, en dat ons onsself van hierdie kudde by die huis van die Here kan afsonder, of ons saam met hulle kan afsonder, so wat hiervan gepraat word, om nie dit te mis nie, maar om juist daarin te deel. Maar dan gaan hy verder, hy sê, want as ons opsetlik sondig, in wat? Kan ek jou terugbly? As ons opsetlik sondig in wat? Om die onderlinge byeenkomste te versuim. Dan sê die woord van die Here die volgende vers, hoe skrikwekkend is dit? Want as jy weet, dis wat opsetlike sonde is, ek weet dat ek dit nie moet doen nie, maar ek doen dit nog steeds. Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Dis 'n skerry vers. En ek dink baie mense verstaan dit dalk nie. So die tweede ding wat nodig is vir jou en vir my in die huis van die Here, om te deel in daardie blydskap, is bring jouself. En wanneer ek sê bring jouself, gaan dit nie net oor om hier te wees nie, dit gaan oor die toewyding en die gesindheid, dit gaan oor die ywer, dit gaan oor die ingesteldheid, dit gaan oor daardie samesyn en samewerking. Sien, as jy weet dat God van jou iets verwag en jy doen dit nie, dan is daar geen vergifnis daarvoor nie. As jy weet dat God jou oortuig het jy behoort dit te doen en jy doen dit nie, dan is daar geen vergifnis van sonde nie. Daar's geen herstel nie. Daar's geen regmakertjie vir, ek weet ek is verkeerd, maar ek doen dit nog steeds nie. En daarom moet ons seker wees om onsself nie te verloor nie. Maar bring jouself, met alles wat jy is, met alles wat jy het, bring alles met jou saam en kom doen dit met oorgawe. Want die oomblik as ons dit doen met oorgawe, sal ons deel in die blydskap. Om jouself te bring beteken elke dimensie van wie jy is, met jou gawes, met jou uitdagings, met jou sterkpunte en jou swakpunte, bring dit alles saam na hierdie huis toe,
Want wanneer ons dan saam ywer vir die saak van die Here, dan kan ons deel in die blydskap. Maar wanneer daar 'n deel van my is wat nie hier is nie, daar's 'n deel van my wat nie ten volle oorgegee is nie, dan trek ek aan die kortste end en ek kan nie deel in die blydskap nie. Ja, bring jou sonde, bring jou wil, bring jou foute, bring jou vermoëns. Bring die dele wat jy van jouself dalk nie van hou nie. Bring die dele wat jy van jouself dalk nie eens ken nie, bring dit. Want hier buig ons almal saam voor die Here, want nie een van ons kan sê ons is volmaak nie. Elke een kan al ons uitdagings saambring hiernatoe en saam kom buig ons voor die Here en ons kom offer dit voor die Here. Dan deel ons saam in die blydskap toe ons gekom het en alles van wat ek is en alles wat ek gedink het ek behoort te wees vir hom gebring het. Bring dit alles na die huis van die Here, sodat hy deur sy woord en deur sy gees met ons kan besig wees en dat ons kan groei in die geloof. Dan kan ons deel in die blydskap. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. En dit is eintlik kosbaar as mens dink daaraan, dat ons behoort die Here te vertrou en sê, Here, ek bring my alles na U toe. Lê jou daarop toe, elke deel van jou, om beproef voor God te kan wees. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering en weerlegging, tot regwysing en onderwysing in die geregtigheid. So hier kom wys hy vir ons, waar volgens ons leer en teregwysing behoort te wees, sodat ons in die verlede reggestel kan word. Daarom kom ons met alles wat ons is, kom ons hierheen, sodat ons kan sê, Here, as daar iets in my verlede is, wys my, Here, leer my, Here, help my, Here. Die woord is vir ons 'n handboek, wat vir ons kom wys, hoe ons ook nou moet leef. Dis hoekom ons hierheen kom, en as ons met alles wat ons is hierheen kom, sê, Here, kom leer ons, dan het ons die handboek wat vir ons stukkie vir stukkie kom wys. Vanmôre was my kosbaar as ek dink aan die gedagte hoe die Here my kom besiel het en vir my wys. Soms kyk ons na die lewe en ons sien so uit na die koms hierna. Maar ons vergeet in God se oë is dit nodiger terwyl van iemand wat hy dalk oor jou pad wil stuur. Baie maal is ons so veel vooroordeel. Baie maal het ons soveel dinge in ons hart, soveel dinge in ons lewens en ons ontneem ons van die blymoedigheid, van die blydskap om te deel in die oomblikke. En daarom moet ons sê, Here, help ons asseblief. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie. Dis waarvoor hierdie woord daar is. Dis hoekom ons saam kom keer op keer, sodat ons beproef voor God gestel kan word, dat ons nie hoef te skaam nie. So hoe sou dit lyk vandag? Sou ons na die Here toe moet gaan sê, wag Here, ons sukkel om die blydskap te deel, want ons is meer skaam. Oor al die dinge wat U ons gesê het, ons moet doen, maar ons nie gedoen het nie. En nou sit ons in 'n probleem. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want dis ons redelike godsdiens. En dis hoekom ons hierheen kom. En as ek nie my alles bring hierheen nie, dan kan dit net 'n deeltjie van my by hierdie plek vernuwe word. Dan kan net 'n deeltjie van my verander word, want die deel wat ek nie gebring het nie, kan nie verander word nie. En daarom moet ons sê, Here, begin van my kroontjie tot my toontjie. Verander alles. En wanneer ek myself kan bring, kan ek beproef voor God gevind word. Wanneer ek myself kan bring, beteken dit, ek verstaan my posisie. En ek kyk nie na my medebroer en suster, en ek verag hulle nie, want ek verstaan hy is in dieselfde posisie, want elkeen van ons is vuil en betlanswaardig voor die Here. Daarom kom ons hier saam, en ons kom na God toe, en ons sê, Here, sien ons raak. Ek dink nie meer net aan myself nie, maar ek dink ook aan my medebroers en susters in die Here. Dit sê Efesiërs 6 vers 4. Hy sê, en vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Hier is die derde ding wat jy moet bring na die kerk toe, na die huis van die Here toe. Bring jou kind. Ons leef in 'n tyd waar mense sê, nee, Domie, ek kan nie kerk toe gaan nie, my kind kan nie stil sit nie. Maar wie het nodig om hom te smeek? Jy het nodig om hom te pleit. Jy het nodig om moeite te doen, om te soebat. Jy het nodig om te beklei as dit nie moeite werd is. Kry dit net gedoen, maar kry jou kind in die huis van die Here, want dit is die belangrikste ding in jou kind se lewe. Nie of hy in die president se huis was nie, nie of hy in die beste universiteit was nie,
Was jou kind in die huis van God? Dis wat nodig is. Ons is baie maklik om baie plekke te besoek. Jong, ek kan onthou, ek het al gesê, nee, maar ek wil graag Disney World toe gaan. Ek wil my kinders so intoe vat. Toe ek dan nog godloos van die pad af was. En toe het ek myself gesê, nee, ek was in Thailand, ek wil hulle so intoe vat, wil dit gaan wys. Hulle moet dit net sien, hoe mooi die natuur is, want dit is 'n belewenis om dit te sien. En as ek 'n nuwe plek vind, dan wil ek dit gaan wys. En op 'n stadium toe wys die Here vir my, maar hoe wil al die goed gaan wys as jy nog nie veel uit die huis van die Here gewys het nie? Want die beste ding wat jy vir jou kind kan doen, is dat jou kind sien hoe breek jy voor die Here. Die beste ding wat jy vir jou kind kan doen, is dat jou kind sien hoe jy buig voor God. Die beste ding wat jy vir jou familie kan doen, is om te soebat en te smeek, wat 'n sadiste is ons. Dat ons kinders baie keer deur buitekant rondvoeter en niemand sê 'n woord nie. Ons moet hulle bring. Ons moet pleit, ons moet stry, ons moet beklei. Kom saam na die huis van die Here. Want weet jy wat, vriendin, dit werk so, as ek my kind na jou huis stuur, dan vertrou ek my kind aan jou toe. Dis maar so, né? Is dit net hoe ek dink? Is dit so of is dit nie so nie? As ek my kind aan jou toe vertrou, dan stuur ek my kind na jou huis toe. Ons is vinnig om te sê ons het ons kinders aan God toe vertrou. Maar ons vertrou ons kinders aan baie huise toe behalwe die huis van die Here. Daarom moet ons sê, ag Here, help ons asseblief. Dat ons kreatief sal raak hoe ons kinders gaan kry by die huis van God. Want dis wat nodig is. Jy het nie 'n Harvard-graad nodig nie, jy het die huis van die Here nodig. Jy het nie baie geld in die bank nodig nie, jy het die huis van God nodig. Jy het nie baie vriende daar buitekant nodig nie, jy het die huis van die Here nodig. Daar kan die Here alles kom voed, alles kom versadig, alles kom doen. En ons het niks meer nodig as die volle woord van God, wat ons in hierdie plek kom vind nie. En as ons dit kan doen, kan ons deel in daardie blydskap. Maar as 'n mens hier sit en jou kind wil nie saam met jou die Here dien nie, en jy het ook nie die moeite gedoen om hier te kry nie, dan sit die letsel gewoonlik in ons harte en jy kan nie deel in die blydskap nie. Ons moet pleit, ons moet soebat, ons moet smeek. Sodat daar soveel moontlik waarheid in my kind se lewe ingebou kan word. Sodat daar soveel moontlik liefde in my kind se lewe ingebou kan word. Sodat daar soveel moontlik vrees vir God in my kind se lewe ingebou kan word. Ek sê nie daar gaan nie fout kom in die kerk nie. Ek sê nie daar gaan nie fout kom in die huis van die Here nie. Daar's mense hier binnekant, so daar gaan fout kom, maar soveel beter in die huis van die Here as daar buitekant in die wêreld. Ons leef in 'n tyd wat die woord van die Here afgewater word. En ons kinders word blootgestel aan iets verskriklik daar buitekant. En ons moet sê, Here, help ons asseblief oor wat ons kan doen om ons kinders in die huis van God groot te maak. Want waar leer kinders die feite van intimiteit in die wêreld? Waar leer kinders die dinge van die lewe in die wêreld? Waar leer kinders hoe om probleme te hanteer in die wêreld? Wel, hulle behoort dit in die huis van die Here te leer, eerder as in die huis van die wêreld. So daarom moet ons moeite doen. Markus 10 vers 14 sê, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. As jy jou kind nie leer nie, beloof ek jou vandag die wêreld gaan hom leer. As jy nie met jou kind gaan besig wees in die huis van die Here nie, moet jy nie wonder waarom eindig hy op waar hy opeindig nie. Jy kan die beste skole hê. Jy kan die beste vriendekringe hê. Jy kan die beroemdste mense hê. Jy kan in die grootste handelshuise ingaan as jy die huis van die Here gemis het. Is jy besig om 'n sadis groot te maak. Want jou kind spandeer 8 tot 10 ure 'n dag daar buitekant in die teenwoordige wêreld. En dan sukkel ons om 'n uur of 2 'n week in die huis van die Here deur te bring. Die mooiste ding wat jy vir jou kind kan doen, as jy jou kind te bring om in hierdie huis van die Here sy hart te kom buig voor God. Ons leef in 'n tyd wat gebed nie meer 'n fokus is nie. Ons leef in 'n tyd wat om ons te verootmoedig voor die Here nie meer 'n fokus is nie. En die beste ding wat ons kan doen, om vir ons kinders te sê, kom ons gaan op ons knieë voor die Here. Hoe skrikwekkend is dit, dat jou kind meer gemaklik is, jy weet waar, as by die huis van die Here. Ek praat net vanoggend met iemand, nee, doen my kind is nie gemaklik om by dit in te skakel of by dat in te skakel nie, regtig? En dan sê vir mekaar, ons voed ons kinders in die weë van die Here op.
Daarom moet ons sê, Here, help ons asseblief. Dat ons sal doen wat ons moet doen om ons kinders te hê, om saam met ons in die huis van God te wees. Sodat ons kan deel in die blydskap van 'n gesin wat gesond is. Op 'n stadium is my kind in 'n skool, nie baie ver van hier af nie, in graad 4. Uit 187 kinders wat in daardie graad is, was net 4 in huisgesinne wat nog nie geskei is nie. Waarom? Want die volgende vraag wat jy moet vra is, het hulle groot geword in die huis van die Here? Nee, hulle het nie. So vriende, kom ons kom terug na dit wat saak maak. Kom ons doen moeite. Kom ons bring ons kinders en ons kinders se kinders en ons naaste familie en trek hulle saam. Ons wil sê ons gee om vir siele daar buite, maar ons kan nie eens omgee vir ons eie familie nie. Die volgende een, bring jou offers na die huis van die Here. Nou hierdie aspek van dit wat ek moet bring na die huis van die Here is in ons dag amper 'n vloekwoord. Dominee, jy praat nie oor geld nie, jy praat nie oor offers nie, jy praat nie oor dit nie, jy praat nie oor dat nie, jy mag nie oor die preek, jy mag nie oor daai preek nie. Wel vriende, die eenvoud van die saak is, die woord van die Here verwag van ons om 'n lewendige, heilige en God welgevallige offer te wees. So jou besie is die laaste van my worries. En as jy die offer is wat jy behoort te wees, dan sal al die res van die dinge in plek wees. Maar ongelukkig is dit nie in ons dag meer so nie. Want daar's ander konings in ons lewens. En daar's ander dinge waarvoor ons offer in ons lewe. Alles behalwe dit waarvoor dit behoort te wees. En daarom kan ons nie deel in die blydskap nie. Want dink aan die blydskap wat jy kan hê wanneer jy kan deel in 'n siel wat gered word. Toe jy jou alles gegee het, selfs in die offers wat jy nie kon bekostig het nie. In die offers wat 'n duur prys vir jou was. Maar jy het gegee alles wat jy het. En jy deel in 'n siel wat bereik kon word. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike belewenis. Jy sien maar, wanneer dit kom by die offers wat ons bring, dan praat dit van die gesindheid wat in ons harte is. Want ek kan nie offer as my gesindheid in my hart nie reg is nie. En daarom moet ek sê, Here, help my, dat my hart ingestel sal wees, dat ek so 'n offer sal wees. Vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. Die woord leer ons in 2 Korintiërs 5 vers 15, hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dis die offer wat ons verwag word. Ons moet leef vir hom. En as ons vol spoed leef vir hom en niks terughou vir onsself nie, en alles op die altaar neersit, is daar niks wat kan skeefloop nie, is daar niks wat teruggehou kan word nie, is daar geen rede waarom ons nie herlewing behoort te hê nie, maar is omdat alles nie op die altaar is nie. Dat ons nie herlewing het nie. Maleagi 3 vers 6 praat oor die finansies. Hy sê, want ek, die Here, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Dankie tog daarvoor. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my. En ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarom moet ons terugkeer? Hoor die arrogansie van die mens. Here, wat het ons verkeerd gedoen? Here, ons bring die offer wat ons bring. Ons kom en ons bring onsself en ons bring ons kinders en ons doen wat ons moet doen. Nee, ons blaf onsself. Toe die Heer gaan sit met die kerkraadskamp, het hy 'n pragtige mooi ding gesê. En hy sê ons is baie vinnig. As daar gesê word, volgende Sondag gaan ons op Peerspies hê, dan is hierdie kerk chock en blok vol julle. En die mense gaan buitekant in toue staan om binnekant te kom, want Peerspies is hier. Maar week op week op week sukkel ons en soebat ons om mense in die kerk te kry. Terwyl die koning van die konings hier binne is. Hoe hartseer is dit nie? Het dit nog nie ingesak in ons binneste in nie? Is dit nie waarom ons sit nie? Matteus 6 sê ons maak skatte bymekaar in die hemel waar mot en roes nie verniel word nie. Is dit wat ons doen? Of bring ons meer offers in die tydelike? Bring ons meer offers van genot as offers aan God? Ons moet buig voor die Here. Ons moet erken voor die Here. Ons moet sê, Here, help ons, sodat ons kan deel in die blydskap by die huis van die Here. God se verlange vir ons, dat ons kan deel in daardie vreugde, in daardie vrede. Maar jou en my ingesteldheid gaan die groot verskil maak. Filippense 4 vers 19 sê, in my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.
vir elkeen wat op die plek is waar God jou wil hê. Matteus 6 vers 31 sê, daarom moet julle julle nie kwel nie en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Vers 32, want na al hierdie dinge soek die heidene, wat ons gaan eet, wat ons gaan aantrek, wat ons gaan doen, en wie gaan sorg, en wie gaan maak. Die heidene soek na dit. Maar die volk van die Here soek sy aangesig. Matteus 7 vers 11 sê, as julle wat sleg is dan weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En ek en jy het nodig om 'n kultuur te vestig opnuut, waar ons deel in hierdie blydskap van die huis van die Here, want die Vader van die hemel sal voorsien. Lukas 12 vers 24 sê, kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel te meer is julle nie werd as die voëls nie. Psalm 34 vers 10 sê, vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. So is die vraag, as ons hom dan vrees, wat sê ons offers van ons vrees vir die Here? As ons hom vrees, wat sê ons blydskap in die huis van die Here van ons vrees vir die Here? As ons hom vrees, wat sê ons omgang met ons kinders en ons familie en ons gesindheid oor wat ons bring in die huis van die Here? Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So die volgende ding wat moet gebring word na die huis van die Here is, bring jou laste. Bring jou kommer, bring jou see, bring jou swaar, bring dit na die huis van die Here toe. En dit is hierdie groot moeilikheid, want terwyl ons moet bring na die huis van die Here toe, terwyl ons moet bring na die Here toe, maak ons partykeer so, ons trap op mekaar se seer, ons maak mekaar nog meer seer, ons doen moeite, in plaas van, kom ons gee mekaar spasie, om by daardie plek te kom, dat God ons kan heel maak. Dis hoekom God ons hier saam kom voeg het, om te nader na die troon, sodat ons ons laste na hom toe kan bring, sodat ons voor God kan kom buig, sodat ons kinders kan leer, dis hoe 'n mens heel in die lewe uitkom, dis hoe 'n mens nie opeindig in een of ander gestig nie, want as jy gaan probeer op jou eie, is dit die paadjie wat jy gaan loop. Ek ken mense wat as hulle nie eens loop, gaan hulle sielkundige toe. Want ons is 'n krom en verdraaide geslag. Maar as ons kan leer om ons laste te bring na die huis van die Here en hier saam kom buig saam met mekaar, kan die Here ons gesond maak. Kan die Here ons kom oprig, kan die Here ons kom vir ons versterk. As ons saam kan leer om die knie te buig, terwille van mekaar se laste in die lewe, dink wat God kan doen. Maar hy gaan nooit die wêreld aan ons toevertrou as ons nie mekaar se laste eers kan dra nie, want wat gaan ons doen met die wêreld se laste wat hier ingestap kom? Ja, dis die vraag om te vra, né? So as jy let op mense wat hier inkom en belas is deur die lewe, kom ons buig saam die knie. Kom ons skryp onder mekaar in, sodat mense vrymoedigheid kan neem met die laste van die lewe en sê, Here, hier is dit. My alles op die altaar. Matteus 18 vers 11 sê, want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. En dis die laaste wat ek graag wil uitwys. Bring die verlore siele, sodat die woord van God kan kom oor. Bring verlore siele sodat hulle kan sien wat ware liefde is. Bring verlore siele sodat hulle kan sien hoe buig mans voor God, hoe buig vrouens voor die Here. Bring verlore siele sodat hulle kan sien hoe vergewe ons, hoe ondersteun ons, hoe versterk ons iemand wat swaar trek. Bring die verlore wêreld sodat hulle kan sien hoe verlore mense tuis kom. So wat moet ons by die huis los? Ons kan boeke skryf oor die goed wat by die huis moet gelos moet word. Trots moet by die huis gelos word. Skynheiligheid moet by die huis gelos word. Hoogmoed, eiewilligheid, moedswilligheid, naaiwer, onleerbaarheid, onwilligheid, vleeslikheid, dubbelhartigheid, onsensitiwiteit. Wat moet ons by die huis los? Hardnekkigheid. Verharde harte, wêreldsgesindheid. En ek en jy
moet dubbelhartigheid van ons al wegstoot. Geestelike verwaandheid van ons af wegstoot. Persoonlike sensitiwiteit van ons af laat wegstoot. Kompromie moet ons van ons af wegstoot. Want dit steel die vrede en die blydskap in die huis van die Here. So baie dinge kan gelos word. Maar baie dinge moet gebring word. So waarmee moet ons besig wees in die huis van die Here? Wel, heel eers moet ons besig wees om die Here te eer. Om die Here te loof, soos Psalm 150 vir ons sê, loof God in sy heiligdom. Ja, ek moet hom loof by my huis. Ek moet hom loof in my kar, maar ek moet God saam kom loof in gemeenskaplikheid, saam kom eer in aanbidding voor die Here, kom neersak. Ons behoort op ons knieë te wees. Hy sê, laat alles wat asem het die Here loof, nie behalwe ons. Nee, insluitend ons. En ons moet luister tweedens na die stem van die Here. Ons moet luister as hy met ons praat deur sy woord. Ons moet luister as hy praat deur sy gees. Ons moet luister as hy met ons kom praat in omstandighede. Ons moet let op die stem van die Here, want God praat met ons week op week, keer op keer. Ontmoet God met ons. Hoe opgewonde is ons oor elke ontmoeting met die Here? Of hoeveel ontmoetings mis ons dalk? Want hier is die plek van ontmoeting. So wat moet ons doen? Ja, ons moet aanbid. Ons moet leer. Ons moet regmaak. Ons moet verootmoedig. Ons moet buig. En dan dink ek vir myself, sjoe, daar's baie keer baie ander dinge wat ons doen, wat vir my nie by die doel uitkom nie. En dit alles word gedoen met hierdie een doel voor oë, om mense gemaklik te maak om te kom. Moet ons regtig mense gemaklik maak? Of moet ons mense kry om saam te kom buig? Daarom kon Dawid bly wees oor die geleentheid om op te gaan na die huis van die Here toe. Want hy het geweet daar's aanbidding. Hy het geweet daar's lofprysing. Hy het geweet daar gaan gebid word. Hy het geweet daar gaan 'n stem kom na hom toe. Hy het geweet daar gaan woord kom na hom toe. Hy het geweet daar kom verandering. Hy het geweet God gaan werk. En hy's tevrede. En dit gee hom blydskap. Daar's baie statistiek wat ek vanaand vir jou kan gee oor mense wat die huis van die Here ignoreer. Daar's baie statistiek wat ek vanaand vir jou kan gee oor mense wat die huis van die Here koester. Ek gaan dit nie doen nie. Hoe bly is ek en jy in hierdie plek? Hoe opgewonde is ek en jy oor die plek wat God aan ons toevertrou het? Hoe dankbaar is ek en jy vir die geleentheid wat God ons gebied het. Hierdie man was 'n koning, nie maar net soos ek en jy nie. En hy kon nie wag om in die huis van God te kon ingaan nie. Daarom moet ons met groot ywer omgaan. En groot werk daarvan, om ander met ons saam te bring na die huis van die Here. Dis die plek van liefde. Dis die plek van vrede. Dis die plek van troos. Dis die plek van lewe. Dis die plek van die wil van die Here. Dis die plek van genesing. Dis die plek van redding. Dis die plek van lering en van krag. Dis die plek van kontak. Dis die plek van samesyn in Christus. Dis die plek van eensgesindheid. Dis die plek waar die woord van God diep in harte ingeskryf word. Dis die plek waar ons knie kom buig voor die allerhoogste God. En hy noem dit die huis van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy vandag om op te kom na die huis van die Here toe. En hoeveel keer sien ons dit as 'n las eerder as 'n blydskap. Romeine 10 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Maar hulle was nie almal gehoorsaam nie. So hoe gehoorsaam is ek en jy? Mag die Here ons help. Mag die Here ons opwek, mag die Here ons herinner. Mag die Here hierdie blydskap in ons harte kom werk om te sê, Here, dis wat ek begeer.
Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand so saam kan wees. En kan leer uit die mond van Dawid uit, dat daar 'n opgewondenheid in sy siel is, om op te gaan na die huis van die Here toe. Om nie te kan wag vir nog 'n geleentheid nie, om moeite te doen om 'n geleentheid te skep, om net saam te kan wees in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. O Here, help ons om te kan deel in daardie blydskap. Help ons om dit so te kan doen, Here, sodat U naam verhoog en verheerlik sal word. Help ons om dit te doen met oorgawe, Here, sodat ons nie in skaamte hoef te laat kop laat sak nie, maar kan sê, Here, hier is ek. My alles op die altaar en wagtend op die vuur. Here, help ons om dit wat ons moet saambring hier na toe te saam te bring. Daardie liefde wat U in ons harte kom uitstort het, sodat ons daardie liefde kan volbring en die wet van God kan volbring. Help ons, Here, om so ingestel te wees, dat ons sal bring hierheen dit wat U wil vir ons is. Dat ons dit so sal leef in groot ywer, dat ons onsself nie sal weerhou nie, maar toegewys sal wees. Dat ons kinders nie sal weerhou nie, maar sal bring met oorgawe. Dat ons laste sal bring. Ja, ons sonde en ons seer en ons swaar sal bring. Dat ons hier saam verkoop kan word, Here, in U teenwoordigheid. Ons bid dit met verwagting in ons harte. En in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing 'n lied saam om die diens mee af te sluit. Baie dankie. Baie welkom saam te kom kuier. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met ons elkeen wees, met ons elkeen bly.